Nou vriende, toe ek so begin stil word en 'n tydjie gelede met die Here begin praat oor die boodskappe wat ek moet begin voorberei, toe neem die Here my na die boek van Tessalonisense toe en ek het nodig om te begin met so 'n bietjie van 'n reeks weer, so wat ons 'n tyd gelede gedoen het met Filippense, gaan ons nou 'n bietjie fokus op die boek van Tessalonisense en vertrou ons die Here dat hy deur sy woord met ons bemoeienis sal maak uit hierdie boek uit. So ons gaan vanmôre saam lees uit 1 Tessalonisense 1. Ek lees vir ons voor vanaf vers 1. Paulus en Silvanus en Timotheus, aan die gemeente van die Tessalonisense, wat in God die Vader en die Here Jesus Christus is. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Ons dank God altyd oor julle almal, as ons aan julle dink in ons gebede. En onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Voor ons God en Vader, omdat ons weet van julle verkiesing, broeders wat deur God bemin word. Want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerheid, soos julle weet, hoedanig ons onder julle om julle ontwil gewees het. En julle het navolgers van ons geword en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees, sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedonië en Achaia. Want van julle uit het die woord van die Here weer klink, nie alleen in Macedonië en Achaia nie, maar ook op elke plek. Het julle geloof in God uitgegaan, sodat ons nie nodig het om daar iets van te sê nie. Want hulle vertel self aangaande ons, wat ingang ons by julle gehad het, en hoe julle heel van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien, en sy seun uit die hemele te verwag, wat hy uit die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toorn verlos. En daar lees ons uit die woord van die Here, en bid ons dat sy woord vir ons sal lewendig wees in hierdie môre. Die woord van vers 2, praat oor die gedagte, ons dank God altyd oor julle almal, as ons aan julle dink in ons gebede. En ek wil met u praat oor hierdie gedagte, na aanleiding van hierdie vers, om dankbaar te wees vir iets so spesiaal. Daar is soveel dinge waarvoor Paulus dankbaar kan wees. Daar's baie dinge wat hy beleef het oor baie tyd wat verloop het. Deur sy hele lewe, die tyd toe hy diep in sonde was, die tyd toe hy gedink het hy doen God 'n guns, maar eintlik penreguit gestaan het teenoor God se wil. En nou kom hierdie man, en hy kom betoon dank aan God vir 'n gemeente. En dit lyk my, dit was so 'n bietjie van 'n gewoonte vir hom gewees, om dank te betoon voor die Here vir gemeentes. Soveel genade ontvang, soveel dinge om voor dankie te kan sê. Soveel seën geontvang, soveel liefde en soveel guns geontvang. Soveel keer het God hom deurgedra, toe dit menslik onmoontlik was, en God was getrou gewees. En ek sien hoe hierdie man hierdie dankbaarheid in sy siel het, en oorloop daarvan voor die Here. En ek dink so op myself, was die mense in Thessalonika dan nou almal so lief vir mekaar gewees, dat hulle nie kon ophou om vir mekaar dankie te sê nie. En ek dacht, nee, dis mos nie so nie. Hierdie ouens het ook skouer geskuur. Hulle het ook nie van alles gehou wat almal gedoen het nie. Hulle het ook partykeer 'n skewe keuse gemaak en 'n verkeerde ding gedoen. Hulle het ook partykeer die hele verkeerde rigting ingeslaan en alles gedoen behalwe dit wat reg moes wees. In te midde van mens wees. En te midde van soveel dinge wat krom en skeef kon wees. En te midde van soveel dinge waarvoor hulle geroep was en nooit by uitgekom het nie, is dit vir my verstommend hoe hierdie man te midde van dit alles 'n hart het vol van dankbaarheid vir 'n gemeente. En hy kom sê dit baie spesifiek. En hy wag nie tot laat in die gebed voor hy bid nie. Dis sommer een van die eerste dinge. Hy dank God vir almal wat betrokke is in daardie gemeente. Dankbaar vir 'n gemeente wat soveel verdrukking ervaar het. Onder hierdie jong Christene
manne en vroue wat 'n kort tydjie gelede nog diep in die wêreld was. En nou kom hy en hy dank die Here vir hierdie mense wat in verdrukking is. Hierdie mense wat nou eintlik soveel verdrukking deurgaan, dat hy in Der Haag saam met sy handlangers die plek moes verlaat, moes weggaan, want hulle lewens was in gevaar. En hy dank die Here vir hierdie mense. Hierdie mense wat in 'n gemeente is, waar daar valse leringe in na vore begin tree. Hierdie gemeente waarin daar verkeerde oortuigings gekom het, spesifiek rondom die wederkoms, want daar's mense wat nou begin in die gemeente sê het, nee, maar Jesus gaan nou kom, ons hoef nie te wag nie, hy gaan nou weer terugkom, ons kan net hier wees. En as gevolg van hierdie dwaallering, het allerlei roemers toe nou begin ontstaan, van Jesus wat gaan kom. En sommige mense het nou gesê, wel in daai geval, kom ons stop alles, kom ons doen niks verder, kom ons gaan sit net op 'n klip, en ons wag vir Jesus om te kom. En toe het hulle begin lei raak in die lewe, en hulle het begin swaar kry. Hulle het in 'n plek geleef, waar daar allerlei seksuele misdrywe en dinge was. En hierdie mense wat wou rein en wou heilig leef, was blootgestel gewees in hierdie wêreld waarin hulle is, en was oorweldigend om in dit alles waar dit genormaliseer word, soos in ons dag, rein en suiwer en heilig te bly is nie maklik nie. Hy het weerstand beleef. Hulle het sy reputasie probeer afbreek. Hulle het allerlei aantuigings na hom toe gebring. Hulle het gesê hy's 'n diktator en wie het hom die reg gegee. Maar tog te midde van dit alles, is hierdie ou se hart vol van dank vir 'n gemeente wat God in die lewe geroep het. Vol van dank vir 'n gemeente wat God geheilig het, wat God gedra het, wat God gestuur het, en wie onder sy beheer is. Ja, ons het ook ons uitdagings, vriende. Ons is ook in 'n wêreld, in 'n stad. Ons is ook deel van 'n mensdom wat eintlik in die kleine alreeds so bietjie vir bietjie begin verdruk word. En in 2026 is daar soveel valse lering in ons dag wat so maklik in ons ore kan val deur al die media en al die kanale en al die dinge wat daar is. Daar's soveel verkeerde oortuigings, daar's soveel roemers. Baie het moeg geraak en lui geraak en langs die pad gaan sit. En daar's baie weerstand. As jy werklik die pad wil loop vandag, soos jy hom moet loop, is daar baie weerstand. Maar kom ons kyk so 'n bietjie na hierdie dankbare hart waarin ek en jy behoort te deel. Want as ons kyk na Paulus, dan sien ek hierdie man kyk na dit alles en hy sien die groter prentjie. En hy's nie ontnigter deur die groter prentjie nie, maar hy het 'n dankbaarheid in sy siel voor God. En hy's dankbaar vir die gemeente. En ek wonder baie keer, is ons regtig nog dankbaar vir 'n gemeente waarin ons die woord van God heel eerste kan stel? Is ons nog dankbaar vir 'n gemeente waar ons nog kan skoue skuur? Is ons nog dankbaar vir 'n gemeente waar die woord reguit na ons toe kom? En dit begin by die kansel, want dit kom heel eers na my toe. En wanneer God ons kom aanspreek, waar ons kan bely en sê, Here, ek het 'n fout gemaak. Is ons nog dankbaar vir 'n gemeente waar ons kan sê, Here, kom leer ons, kom wys ons. Is ons nog dankbaar vir 'n gemeente waar daar nog agting en 'n respek en 'n vrees vir God is? Is ons nog dankbaar vir 'n gemeente wat nie maklik maar net die norm van ons dag is nie? En kan ek en jy saam met Paulus sê, ons dank God altyd oor julle almal as ons aan julle dink in ons gebede. Sjoe, kom ons gaan een keer terug. Bid ons vir almal in ons gemeente en ons gebede. En wanneer Paulus dink aan hierdie gemeente in Thessalonika, word sy hart vol van hierdie dank. Te midde van die skewe dele daarvan, te midde van die krom dele daarvan, want hy weet hy is die kromste van die lot. Hy was daar toe die kerk begin het. En dit was nie die beste omstandighede gewees waarin die kerk begin het nie, maar dit was deur God nodig geag gewees om 'n kerk te begin. En tog was God getrou gewees. En nou kom hierdie man en maar skaamtelik net 3 weke later, ewe skielik word hy weggejaag. Hy moet vlug vir sy lewe. En ons lees daarvan in Handelinge 17 vers 1 tot vers 10. En tog staan hierdie kerk sterk. Tog is hierdie kerk lewenskragtig, want God het dit in die lewe geroep. Tog staan hierdie kerk vas, te midde van al die druk, te midde van al die aanslae, te midde van die werk van die bose, wat in Thessalonika aan die gang is die werk van God groter. En die wonder daarvan is, dat het nooit ooit die werk van God kan oorweldig nie. En let op, hy sê hy is dankbaar. Hy sê nie hy was dankbaar op 'n stadium nie, hy sê hy is dankbaar.
deurgangs en aanhoudend het hy 'n dankbaarheid in sy hart voor God alleen, want hy weet dit is God se gawe wat hy aan die mensdom kom gee het, soos wat die Heilige Gees 'n geskenk was wat hy aan die mens kom gee het, is hierdie gemeente in Tessalonika 'n geskenk uit God se hand vir Tessalonika. Vir mense wat deel word van 'n gemeente, 'n kudde, 'n bruid, 'n groepie mense wat naby aan mekaar kom trek om deur die gange van die lewe te kan gaan, deur die verdrukking, deur die moeilikhede. En hy kom met 'n lang uitgerekte heilige gebed. Nee, hy maak dit baie eenvoudig, kort, short and sweet. Here, ek is dankbaar vir hierdie gemeente, vir elke een van hulle. Romeine 1 vers 8 sê ons, en in die eerste plek dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal, dat julle geloof verkondig word in die hele wêreld. Want God wat ek in my gees dien en in die evangelie van sy seun, is my getuie hoe ek onophoudelik aan julle dink. Hierdie man het die gewoonte gehad, julle. Hy kon homself nie keer nie, as hy begin bid, dan bid hy vir die gemeente. En elke keer as die Here hom herinner daaraan, dan dink hy aan hierdie mense. Ek lees dit in Efesiërs 1, en Filemon 1, en dit is ook nie net Paulus alleen wat dit gebid het nie, maar ek en jy kan deel in hierdie gebed. Ek en jy kan deel in hierdie hart van dankbaarheid, net soos Paulus hierdie hart van dankbaarheid gehad het, te midde van so krom soos wat ons kan wees. Het ons hierdie wonderlike voorreg om te deel in 'n gemeente wat God in die lewe geroep het. 1 Tessalonisense 1 vers 3 sê, en ophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus voor onze God en Vader, omdat ons weet van julle verkiesing, broeders, wat deur God bemin word. Want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid, soos julle weet hoe danig ons onder julle om julle ontwil gewees het. So Paulus onthou hoe dat hierdie gemeente se geloof uitgewerk het. Sekere dinge kon Paulus nie van vergeet nie. Daar sekere dinge wat in hierdie gemeente gebeur het, in hierdie ou kort tydjie, waar hulle geloof vir hom so sigbaar was, want hulle geloof het uitgewerk in hulle lewe, en hy het oorgegaan tot aanskoue. Hulle geloof het verder gegaan, as maar net die woordjies, as maar net die gedagte, as maar net die saampraat. Nee, dit het uitgewerk in hulle lewe. En ek dink terug, hoe dat hulle geloof uitgewerk het in daardie gemeente. Dit was vir hom sigbaar gewees. En hierdie geloofswerk van hierdie gemeente het hom gebring by 'n dankbaarheid in sy hart, want hy weet dis God wat dit gewerk het. Dis nie deur 'n mens gewerk nie, dis nie deur Paulus gewerk nie, dis nie deur enige ander een gewerk nie, dis God se werk. Hy bring die groei, hy bring die werk. En daarvoor is hy God dankbaar, want hy sien hoe dat God besig is om te werk. Vriende, kan ek en jy vandag nog dankbaar wees oor God se hand in ons gemeente? Ja, ons is nie 'n perfekte gemeente nie, soos wat Tessalonika nie 'n perfekte gemeente is nie. En ek dank die Here, want selfs die dominee op die kansel is verseker nie 'n perfekte ou nie. Inteendeel. Ek dink ek hoor die verste weg van die kansel af. Maar ons het dank in my hart vir 'n gemeente waarin mens mag deel wees. Waarom God ons geroep het om hier te wees. En ek is net soveel geroep om hier te wees as wat jy geroep is om hier te wees. Nie omdat ons perfek is nie, maar omdat ons hierdie gemeente soos Paulus op ons harte dra. Sy dankbaarheid was ook nie maar net omdat hierdie gemeente besonderse mense was nie. Dis nie die rykste mense gewees nie, dis nie die vernaamste mense gewees nie. Nee, dis die mense wat verdruk was in 'n stad. Dis die mense wat swaar gekry het in 'n stad. Dis die mense wat eenkant geskei was in 'n stad. En daardie geloofswerking wat God in hulle harte kom werk het gemanifesteer in eenvoudige mense se lewe. En dit gebeur dwars deur. Dit gebeur in Jerusalem by die eerste gemeente. Dit het oor en oor dit gebeur. Elke keer as God werk, dan kom manifesteer die werking wat God kom werk in mense. Hy kom werk dit en dit wys uit in mense lewens. En Paulus moes hulle ook waarsku teen die onreinhede wat rondom hulle opgedis was as normaal. Hy moes hulle waarsku teen besoedelinge, hy moes hulle waarsku teen wêreldse invloede, hy moes hulle waarsku teen seksuele onreinheid, hy moes hulle waarsku oor baie dinge. Maar al hierdie waarskuwings het ontstaan uit 'n hart van dankbaarheid uit. Want hy weet, dit kom van God af.
Ja, soms het ons verkeerde opinies, soos wat hulle ook verkeerde opinies gehad het. Maar vriende, deel ons nog vandag in hierdie hart van dankbaarheid. Is daar nog vandag 'n diepe satisfaksie en 'n tevredenheid dat God jou geroep het in hierdie gemeente? En net so vriende, behoort ek en jy daardie dankbaarheid in ons harte te hê vir die gemeente wat God ons aan kom toevertrou het. Behoort ek en jy daardie dankbaarheid te hê vir die werk wat God in ons geloofslewens kom doen. En ons sien dit, ek kom op besoeke en ek hoor wat julle vertel en ek sien wat God mee besig is. En dit is verstommend mooi om te hoor hoe God werk. En kan ons dankbaar wees vir dit. Al het ons nog nie gearriveer nie, al maak ons baie foute, al is ons krom en verdraaid, al het ons verkeerde oortuiging soms, kan ek en jy dankbaar wees voor God vir 'n gemeente aan wie hy jou en my toevertrou het. 'n Gemeente waarna hy jou en my geroep het. Ek dink so op myself, mense kan so maklik dit van selfsprekend aanvaar. En ek wonder hoeveel van daardie mense wat daar was, maar net vir 3 weke alreeds, dalk alreeds te begin, maar net aanvaar het. As jy mens kan so maklik die fout maak, eintlik die fout van jou leeftyd, om te dink, ag, dit moet maar so wees. Ag, en dan kom ons, en dan gaan ons, en dan beweeg ons hier, en dan beweeg ons daar, en dan is ons nie. Maar hoeveel van 'n dankbare hart is daar vanmôre in jou en my siel? Vir hierdie plekkie wat God in die lewe geroep het, en vir jare reeds aan die gang gehou het. Selfs toe ek en jy ontrou was God getrou geweest. Selfs toe ek en jy krom en verdraaid was, het God die werk kom voortsit, keer op keer, nog 'n keer. En nie een van ons kan nie vervang word nie. Maar God het dit bestem dat ons hier moet wees. Hoeveel dank is daar vandag in jou hart? Vir die plekkie waar jy heen kan kom, om saam skouer te kan skuur, om saam te kan groei in die geloof, om saam te kan ywer in die geloof. As ek kyk in hierdie gedeelte, dan sien ek daardie 3 woordjies, wat eintlik so mooi vir ons al opgedis was met baie logos. En mense sit dit mos altyd teen die muur op. Daai goed wat sê geloof, hoop en liefde. En hierdie is nou daai eerste een. Paulus is nou dankbaar vir hierdie geloofsgedeelte. Hy is nou dankbaar vir hierdie heel eerste saak wat in daai 3 genoem word, en al 3 word in hierdie gedeelte genoem. En te midde van alles wat aan die gang is hy God dankbaar vir die geloof wat God kom werk. Want sonder geloof is die gemeente niks nie, dan is dit klap. Sonder die werking van God in ons lewens is die gemeente niks werd nie. Dan ons geen bestaansreg nie. As dit nie God is wat werk nie, dan mors ons tyd. En hierdie gedagte word deurgetrek na 1 Korintiërs 13, Kolossense 1, Galasiërs 5, Hebreërs 10. Hoe dankbaar is ek en jy vandag vir die geloof wat God in ons kom werk. Ons skrifgedeelte het hierdie woorde vir ons gesê. Ons dank God altyd oor julle almal as ons aan julle dink in ons gebede. En onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof. Jy sien, hierdie geloof van hulle was nie maar net rondsit en niks doen geloof nie. Hierdie was nie maar net geloof om kommentaar te gee oor alles wat gedoen word geloof nie. Hierdie was geloof gewees om skouer aan die wiel te sit geloof. Hierdie geloof was gewees to put your money where your mouth is. Hierdie was die geloof gewees om te sê, tel my in, ek wil saamwerk, ek wil saam dien, ek wil saam eer, ek wil saam ywer, ek wil saam bou. Want as dit nie is nie, wat se geloof is dit dan? Dan moet ek voor die Here bely as ek dink aan die gedagte. Hoeveel keer het ek dalk opgehou bou en begin breek? Hoeveel keer het ek dalk deur 'n gesindheid of deur 'n woord of deur 'n ding 'n verkeerde rigting ingeslaan, maar God het aangehou werk om te bou. Jy sien, in die gemeente van Thessalonika het hulle geloof hulle gebring by die werke. Is dit so in jou en my lewe vandag? Dat jou en my geloof wat God in ons kom werk, ons bring by daardie werke, sonder verskonings, sonder al die tielantuintjies, sonder al die beperkings, is ons by daardie plek wat ons sê, Here, tel my in, bou in my in, werk in my in, Here, dring my, stuur my, gebruik my, Here, laat daardie geloof wat in my kom werk, uiting vind in my lewe. Jy kan nie dink dit is maar net algemeen nie. Dit is eintlik so kosbaar. Hoe dat God 'n onperfekte mens aan 'n onperfekte gemeente toevertrou. Sodat hy die geloof kan werk. En ons kan dag vir dag kan ons God dankbaar wees vir 'n plekkie
van mense soos ek en jy wat nie perfek is nie, waarin ons saam kan deel in 'n geloofsgemeenskap, waarin ons saam mekaar se wonde soms kan lek, waar ons saam mekaar soms kan treur, waar ons saam mekaar soms kan opgewonde wees, waar ons saam mekaar soms kan vermaan, waar ons saam mekaar soms kan vrug dra, waar ons saam mekaar soms kan ywer. Want dis hoe God in ons kom werk. En ons lewe in 'n tyd waarin ek en jy dit so nodig het. Want kyk wat dit kerk geword in ons land. Kyk waar beklei kerke vandag. Kyk wat aan die gang is. En baie keer dan sit ons en ons dalk nie so dankbaar soos ons behoort te wees nie. Maar soos Paulus kan ons die hele tyd vir God dankie sê. Vir elke een. Soveel keer is daar net te veel dinge waaraan ons moet aandag gee. Laat ons nie by 'n dankbare hart uitkom nie. Laat ons nie by hierdie perspektief uitkom van Paulus om God te dank vir dit alles, te midde van dit alles nie. Jy sien, ons dink, ons kan God dank wanneer alles perfek is. En dis nie so nie. Ons dink ons kan God dank wanneer daar niks fout is nie, en dis nie so nie. Ons dink ons kan God dank wanneer daar genoeg geld in die bank is, genoeg mense in die sitplekke is, genoeg bedienings en genoeg goeders, en die dominee genoeg tyd spandeer, dan kan ons. Ek is die Here dankbaar vir 'n gemeente waar ek 'n gedagte met 'n kerkraad deel en sê, broers, kan ons nie 'n gemeente toe gaan en gaan besoek toe nie. En die kerkraad sê, dominee, tel ons in. Nie een man sê, dominee, ek wil nie. Daar's kerke vandag wat sê, ons stel nie belang nie. Ek is dankbaar vir 'n kerk waar die kerkraad kan praat en sê, dominee, ons is besorgd oor dit, dominee, ons worry oor die ding, dominee, ons worry oor daai ding, en ons kan praat, en ons kan die dinge hanteer. Ek is dankbaar vir 'n kerk waar daar steeds vandag struktuur en tug is. Nie om die vinger in mekaar se oog te steek nie, maar om die verantwoordelikheid vir mekaar se siele te vat en sê, kom ons maak reg, kom ons loop die regte pad met God. Ek is die Here dankbaar. Want is hy wat in ons kom werk om te wil. Hoeveel dankbaarheid is daar vandag in jou hart? Vir hierdie gemeente. Die tweede een wat vir my uitstaan in hierdie gedeelte is, Paulus is ook dankbaar vir die liefde wat hulle dring. In vers 3 sê hy, en onophoudelik in gedagte hou die arbeid van julle liefde. Hierdie ouens het so 'n liefde gehad, wat van waar af kom? Wat God in hulle harte kom uitstort het. Nie net vir Paulus, vir hulle almal nie, nee, vir almal. En hierdie liefde van God is in hulle harte uitgestort, en nou staan Paulus vir 'n oomblik weg, en hy kyk na die gemeente toe, en hy sê, ek sien hoe dat die liefde van God julle dring, ek sien hoe dat die liefde van God julle aandryf, dis die vuur van die hemel, wat in 'n hart aan die brand is, ek sien hoe julle skouer in die wiel sit, want die liefde van God dring julle. Eers kom maar 'n geloof, en hierdie geloof word gestimuleer deur hierdie liefde wat God kom opwek in 'n hart. En ons sien hoe dat in hierdie gemeente, te midde van baie dinge wat verkeerd was, hierdie liefde opsigtelik geword het. Jy sien, liefde is wat ons laat aanhou en aanhou. Liefde vir die saak is wat ons laat voortgaan. Liefde vir dit wat God van ons verwag, is die gom wat dit mekaar hou, en ek en jy behoort God dankbaar te wees vir elke druppeltjie liefde wat in ons harte kom insaai. Ons behoort God dankbaar te wees vir elke stukkie liefde vir sy woord. Ons behoort God dankbaar te wees vir elke bietjie arbeid wat gedoen word in die gemeente, waarin ons saam kan ywer, saam kan werk, want is God wat die liefde kom werk. Ons praat oor 'n stadium en ons het hande nodig op die terrein. Daar's 'n groot storm wat gebeur en binne 'n halfuur, toe staan die 20 mense. Want is God wat die liefde kom werk. En ek weet, almal kan nie altyd by alles wees nie, ek verstaan dit baie goed. Maar hoe mooi is dit nie, hoe dat die Here kom, en hy kom dring mense deur daardie liefde, om te sê, tel my in. In die afgelope paar weke, kom daar hierdie oproep, uit verskeie oorde uit in ons gemeente. Ons het tyd nodig om meer saam te bid. Ons het tyd nodig om meer voor God te spandeer op ons knieë. Ons word gedring, ons het nie 'n keuse nie, ons moet. Prys die Here vir 'n gemeente waarin God dit nog kom werk, want dis die hoofdoel van kerk wees, om ons knie te buig voor God. En as ons knie buig voor die Here, sal al die ander dinge reg in plek val. En dan kan ons uitgaan en die getuies wees wat ons moet wees.
En dalk het jy nog nie daardie vrymoedigheid. Dalk het jy nog nie daardie ywer in die hart nie. Dan kan jy vandag vanmôre vir die Here sê, Here, kom werk hierdie liefde druppeltjie vir druppeltjie. Laat dit loop en aanhou loop, Here, vir hierdie saak, vir hierdie werk. Ek is dankbaar vir 'n gemeente waarin ons kan omgee vir mekaar. Ek is dankbaar vir 'n gemeente waar ons kan daar wees vir mekaar, waar ons kan besorg wees oor mekaar. Wanneer ek jou bel in die week of jou vra, waar was jy Sondag? Is nie ek my neus in jou saak wil druk nie, is omdat ek omgee. Ek hoor die partykeer as ek hier kom en ek sien jou nie en ek is bekommerd, waar is jy vir die oomblik? Ons kan die Here dankbaar wees vir die meelewing in die woord, vir die meelewing met byeenkomste, met die onderlinge byeenkomste. Ons kan God dankbaar wees, want is God wat die liefde daarvoor in ons harte kom werk. En baie keer kan mens so verstrengel raak in die dinge van die lewe. En ons kan so lief raak vir baie ander dinge, dat hierdie liefde begin kwyn. Ek is die Here dankbaar vandag, vir die liefde wat hy in my hart kom sit het, vir hierdie gemeente. Ek is die Here dankbaar vandag vir die liefde wat hy in my hart kom sit het, vir elke een wat hier is. En dit is eintlik verstommend. Want ons is mense uit verskillende lope van die lewe uit. En ja, almal hou nie van almal nie. En almal sukkel soms om met almal oor die weg te kom. Maar as God se liefde ons kom dring, kan niks ons stop nie. En ons ou gesegde wat sê, love conquers it all. En ons vergeet dit soms. En ongelukkig na COVID, het hierdie ding van COVID mense by 'n gemaksone gebring. Dis nou maklik om maar weg te bly. Dis nou maklik om maar te sit voor die TV, en jy kan so lank voor die TV sit wat jy wil, jy gaan nooit die liefde voel nie. Maar as ons hier saam is, en ons skuur skouer, en ons kyk mekaar in die oë, en ons kan vir mekaar bely, en sê, ek het 'n fout gemaak, ons kan mekaar in die oë kyk, en sê, ek is lief vir jou, ek het jou gemis, dan is dit die liefde van God, wat ons dring daartoe. En soos Paulus is ek dankbaar, dat hy daar die liefde in ons harte kom werk. Lief genoeg om mekaar te verdra, lief genoeg om mekaar te vergewe, lief genoeg om aan te hou tot die einde toe. Lief genoeg om mekaar te herinner, lief genoeg om mekaar aan te moedig. Lief genoeg om mekaar verantwoordelik te hou. Wat 'n wonderlike voorreg. En ek dank die Vader vir 'n plek waar ek die liefde van God kan smaak, hier waar hy my geplaas het. En dankie vir elkeen wat gedring word deur hierdie liefde. Gedring word om saam te bid, gedring word om saam te ywer. Ons behoort meer dankbaar te wees, as ons dalk baie meer kan bereik. Nou hierdie dankbaarheid wat hiervan gepraat word, en hierdie liefde wat hiervan gepraat word, is nie maar net 'n gemaklike liefde nie, dis nie maar net 'n omgee liefde nie, dis 'n inspanningsliefde. Dit beteken hierdie liefde het 'n prys gekos. Dit beteken hierdie mense het iets gegee vir hierdie liefde, en is baie keer nogal so, daar waar ons met skouers skuur. Kyk, is baie keer moeilik, want ons irriteer mekaar baie keer. Dis alright, ons mag mekaar irriteer, solank die liefde meer is as die irritasie, dan mag ons. Ons mag soms in 'n verkeerde rigting gaan, dis okay, solank die liefde groter is as dit, so die liefde ons sal aanhou dring. En ons behoort God dankbaar te wees, vir die liefde wat hy in ons harte kom uitstort, vir sy saak hier in Wonderboom. Die volgende een is, Paulus is ook dankbaar vir die hoopvolle geduld van hierdie gemeente. Vers 3 sê, en onophoudlik in gedagte hou die lydsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus. Hierdie mense het die verwagting gehad, Jesus gaan kom. Hulle het so vasgehou en hulle het hoopvol gebly, omdat hulle vasgehou het, Jesus gaan kom. En hulle het mekaar herinner, hulle het mekaar aangemoedig. Maak klaar met die dinge, pak jou tas, kry jou gereed, Jesus gaan kom. Hierdie mense het mekaar gedring en sê, dis nou die tyd om gereed te maak, dis nou die tyd om reg te maak. Hulle het by mekaar 'n verwagting geskep, Jesus gaan kom. Hulle was nie maar net daar om te oorleef nie. Hulle was daar om te triomfeer. Hulle was nie maar net daar gewees om net nog 'n ou ietsie te kry vir die volgende week nie. Nee, hulle was daar gewees om gedring te word, want ek kan nie wag nie. Dalk kom hy die week. Hoe wonderlik sou dit nie wees as ek en jy kan vashou aan hierdie salige hoop. En daarom kom ons nie sommer net om salige hoop te ontvang, sodat iemand anders ter my kan motiveer nie, maar om vir ander mense te kom bemoedig. Het jy geweet dis hoekom jy ook hier is? Dis nie Domies se werk om almal te bemoedig nie. Dis ons werk om mekaar te bemoedig met die woord van die Here om te sê, hou aan.
Hou aan om aan te hou, want sy koms is naby. Hou aan om aan te hou. Moenie verstrengel raak in die dinge van die lewe nie, want hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Hulle kon vasbyt omdat hulle mekaar aangemoedig het. En ek en jy kan die Here dankbaar wees, want ons kan vasbyt, omdat ons mekaar kan aanmoedig. So vriende, ek sien 'n groepie mense wat nie hopeloos geraak het nie, te midde van soveel druk. En dan kyk ek in ons dag en dan sien ek die wêreld is hopeloos, maar ek en jy het die antwoord. Ons het nie nodig om te deel in die hopeloosheid van die omgewing waarin ons is nie. Ons het hierdie kosbare hoop, hierdie salige hoop, hierdie veiligheid in die hand van God, want ons kan by hom skuil. Hy is ons verseëling, hy het ons geheilig, hy verkoop ons, hy voorsien, hy is ons begenadig. So, ons het soveel meer as wat Thessalonika gehad het. En ons kan God so dankbaar wees. Want hulle was 2000 jaar weg van die koms van die Here, en ek en jy mag dalk juist daar sit, waarvoor hierdie ouens gehoop het. En te midde van elke stryd en elke las en elke nood, kan ek God dankbaar wees, want as mense wat saam met my sê, kom ons hou vas, kom ons soek die Here, kom ons staan vas, en of hy kom deur die dood, en of hy kom deur sy wederkoms, dis irrelevant, maar Jesus kan vir enige een van ons nou kom. En ons kan vir mekaar vashou en sê, kom ons staan vas. Wanneer al hierdie dinge verby is, dan is Jesus nog steeds daar. En wanneer al die dinge wat niks meer werd is nie, weg is, dan is Jesus nog steeds daar. En dis nie die politiese klimaat wat die lewe vir ons bepaal nie, dis God se teenwoordigheid wat die lewe vir ons bepaal. Dis nie die back and close nie, dis God wat ons dra. Dis nie die ekonomie nie, dis God wat ons dra. Ek dink aan daardie gedagte van die 99 skape en een wat afdwaal. Ons kan vandag die Here dankbaar wees dat ons kan deel wees van 'n kudde, waar ons nie hopeloos hoef te wees nie, al is jy die een. Want God het ons toevertrou om nie hopeloos te wees nie. En daarom het ons hoop in Christus. En daarom is ons hoop ewig. En daarom is ons hoop blywend. So dank vandag saam met my die Here, want jou en my hoop is nie meer die ashoop nie. Jou en my hoop is 'n ewige hoop. Nou dink jouself nou in. Petrus het hoop gehad, al was hy in die tronk gegooi en die sleutels weggegooi. Paulus het soveel hoop gehad, dat toe hy in die tronk sit, toe maak hulle hom vas aan 'n klip, en dan stuur hulle wagte, en sit die wag langs hom en sê, kan ek jou voorstel? Aan my Jesus. Dat die man wat vry was langs hom minder hoop gehad, as die man wat vas was in boeie. Is dit die hoop wat ek en jy het? Want hy is steeds met ons. En hy is steeds al genoegsaam. En hy is steeds alomteenwoordig. En hy is steeds alwetend. En hy is steeds almagtig. En niks kan my skei van sy liefde nie. En dan kom herinner Paulus hierdie mense. Hulle is God se geliefdes. Hy kom herinner hierdie mense in hierdie kudde, in hierdie gemeentetjie. Moenie vergeet nie. Julle is deur God geliefd. So lief, dat hy sy seun gegee het, om in 'n kruis te kom sterf, sodat ek en jy hier kan wees vandag. En dan ons baie maal die audacity om te besluit, wil ek hier wees of wil ek nie wees nie. So lief, dat hy die hemel verlaat het, 'n mens geword het, en 'n mens se skoot kom lê het, sodat ek en jy vandag hier kan wees. So lief, dat hy die heelal tot stilstand geroep het. Hy het hulle geroep, hy het hulle gered, hy het hulle gewas, hy het hulle gereinig, hy het hulle geseël, hy het hulle onderhou, dag vir dag, keer vir keer, geleentheid vir geleentheid, was God getrou gewees, want hulle is geliefd. En ek en jy het hierdie wonderlike voorreg. Ons is deur dieselfde God geliefd. Die God van Abraham, Isak en Jakob. Die God wat vir Josef in 'n put laat land en skaars voor hy die bodem tref, toe het hy alweer 'n plan met hom en hy vat hom en hy neem hom deur 'n verre land tot in 'n tronksel, want hy's op pad met hom na 'n troon toe. Want God bly in beheer. En in God se oog is Josef geliefd. Sjoe vriende. Dit voel baie keer vir my asof ons nie leef asof ons geliefd is nie. En ek dank die Here vandag
dat ons meer deur God geliefd kan wees, as wat ons ooit deur mense geliefd hoef te wees. Maar dan wil ek graag vir u op die volgende ding wys, waarvoor hy dankbaar was. Hy was dankbaar geweest vir die invloed van die woord in hierdie mense se lewens. Hy was opgewonde geweest. Hy het God dank betoon, omdat hy gesien het, die woord wat bedien was, het vrug gedra. Hy het God gevertrou daarvoor, en nou is hy dankbaar, want hy sien hoe werk het uit. Hy het die saad gesaai, en God het laat groei. Hulle het die woord van God ontvang, en hy het die begeerte gehad om te groei in die Here, sê die woord vir ons. Ja, hulle het hulle verlustig in die woord. Hulle het opgewonde geraak oor die woord van God. En hierdie man het dankbaarheid in sy hart, want hy weet, is nie deur hom nie. Dis God wat dit werk. Hy sê in vers 5, hy sê, want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag, en in die Heilige Gees, en in volle versekerdheid. Wat beteken dit? As daar staan appel, sal dit appel wees. Elke woord wat God in sy woord het, sal ja en amen wees, want God self maak dit waar. Dit is wat dit beteken. Hy is dankbaar in sy hart, dat elke woord wat oor hierdie gemeente uitgespreek was, ja en amen sal wees. Kosbaar is dit nie, vriende? Wat 'n wonderlike weet het ek en jy vandag, om nie te wonder nie, maar ons weet God se woord is altyd waar, tot vandag in hierdie gemeente. En soos ek en jy hier leef, kan ons God dankbaar wees vir sy woord wat lewendig en kragtig is. Maar dan vind ons nou hierdie mense het nou hulle self op 'n interessante plek gevind. Paulus is nou dankbaar omdat hierdie mense die woord aanvaar het, dit gevat het, gegroei het. Hulle het 'n blydskap gehad in die woord, hulle het volhard in die woord. Hy was dankbaar geweest vir hierdie mense wat nou die verdrukking deurstaan het. En in alles gebruik hy hierdie woordjie en sê hulle was 'n voorbeeld geweest vir ander mense. En hy sê spesifiek, hy was 'n voorbeeld geweest hierdie mense vir mense in Macedonië en in Agaia. Paulus is Here dankbaar vir 'n gemeente wat voorbeelde was vir die wêreld daar buite. En ek is vandag die Here dankbaar dat hy in ons kom werk, dat hy in ons kom ywer om voorbeelde te wees. Ja, soms wil ons allerlei snaakse dinge aangaan. Ons het allerlei planne vir om hiernatoe gestuur te word of daarnatoe gestuur te word. Ons moet maar net gewillig wees om die voorbeeld te wees van versoening. Ons moet maar net gewillig wees om die voorbeeld te wees van toewyding. Ons moet maar net gewillig wees om die voorbeeld te wees van 'n heilige en 'n rein lewe. Ons moet maar net gewillig wees om die voorbeeld te wees van die liefde van God. Want dalk, vriende, is ek en jy hier in die gemeente waar ons is, die enigste blaadjie wat Pretoria ooit gaan sien van die Bybel. Oor soveel jare, soveel kosbare boodskap wat in hierdie kerk al gebring was. Ek onthou toe ek op kweekskool was, het ek baie keer hier toe gekom en net hier kom sit en ek het baie keer net daar gesit. Want hier in hierdie kerk het God my lewe kom transformeer. Toe ek 'n student was op kweekskool. En ek is God so dankbaar vir manne wat op hierdie kansel gestaan het om die woord reg te bring. In die bediening kom mens baie maal en jy's besig om te werk en jy giet jouself uit. En dan gaan ek huis toe en dan gaan sit ek na die tyd en dan skakel ek in op 'n boodskap van hierdie kansel af om ook 'n woord te ontvang. Nooit geweet dit gaan my huis word nie. Nooit geweet dit gaan my plek wees waar ek gaan moet arbei nie. Maar ek is God vandag dankbaar vir die woord wat hier bedien was vir baie jare. Want die impak van hierdie woord wat hier bedien was, is kostelik. Dis lewendig. Dis kragtig. En ja, vriende, ek het eers daar gesit voor ek hier moes kom staan het. Hoe dankbaar is ons vandag vir die woord wat die Here vir ons stuur. Hoe dankbaar is ons vandag vir elke bediening in hierdie gemeente. Vir elke hart, vir elke siel, vir elke bietjie wat God kom doen, vir elke genesing, vir elke wonderwerk, vir elke stukkie voorsiening, vir elke stukkie bederf. Hoe dankbaar is ons vir elke les. En mag ons deel in Paulus se dankbaarheid.
vir die gemeente wat God ons voorgeroep het. Mag ek en jy dankbaar wees, sodat ons hier in die gemeente waar God ons geroep het, vir sy eer kan leef. En mag God homself so kom verheerlik, dat ons 'n voorbeeld sal wees, daar waar God ons wil gebruik. En dat God sy koorspen diep in ons harte sal kom insteek. Mag God verheerlik word. En jou en my dank vir sy gemeente. Kom ons buig ons harte, dan bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons in hierdie môre ons harte voor U kan kom buig. En Here, wat 'n voorreg om deel te wees van 'n gemeente wat U in die lewe geroep het. En ja, Here, soms raak ons so verwaand dat ons dink dit gaan oor ons. Soms raak ons so verwaand, Here, dat ons dink ons kan doen wat ons wil. Maar Here, hoe wonderlik is dit nie vanmôre om saam te wees en te weet. Ons is hier want die God van die heelal het dit so beskik nie. U het 'n gemeente in die lewe geroep om geonderhou vir jare lank alreeds. Al die strukture in plekke gestel, al die jare gebou en gewerk, Here. En dan dink ons is iets spesiaals. Maar Here, dankie vir die herinnering vanmôre. Dis nie ons wat spesiaal is nie. Dis die gemeente wat U in die lewe geroep het, waarvoor ons kan dankbaar wees. En waarin ons kan deel wees. Dankie, Here. Dat U ons geroep het om deel te wees van 'n gemeente wat nie perfek is nie, maar wat gewillig is. Dankie, Here. Dat U ons wil gebruik om 'n voorbeeld te wees vir die wêreld. Maar Here, ons moet kom bely. Soms is ons 'n voorbeeld van al die verkeerde dinge. En as ek dit bid vanmôre, Here, dan bid ek dit namens Johan. So Here, kom en besiel ons. En kom maak ons opnuut dankbaar vir die werk wat hier in hierdie huis gedoen word. Here, vir U wonderlike naam. Amen.